So dis al 'n paar weke wat die Here met my praat oor sy koninkryk en ons begrip van sy koninkryk. En ek wil eintlik begin met 'n vergelyking. Ek het 'n toespraak gesien wat Al Gore gemaak het. Hy was 'n visiepresident in Amerika. En hy vertel toe 'n staaltjie. Hy het 'n kongres gaan bywoon toe hy nog visiepresident was. En hy sê toe hy daar aankom, toe's daar 'n persoon wat vif en vef voor elke behoefte en hulle dra vir hom water aan en as hy honger is, dan hy moet net lyk asof hy bietjie honger is. Hy sê maar eintlik sy oorgewig, maar dan bring hulle vir hom iets om te eet en jy weet, hulle is net so sin, hulle vif en vef voor hom. En die volgende jaar, toe was die kongres so goed, hy wou toe die volgende jaar weer gaan, maar toe is hy nou nie meer visiepresident nie. Toe het hy nou nie meer daai kantoor nie, of daai posisie nie. En hy sê, toe is daar niemand om hom op te tel by die lughawe nie. En daar's niemand wat van water aangedra het nie. En daar's niemand wat gevif en vef het oor elke behoefte wat hy het nie. En hy sê toe, hy het altyd gedink, hulle vif en vef oor hom. Maar eintlik het hulle oor die posisie gevif en vef, nê. En dit wat Gert gedeel het, en dit wat Jan gedeel het, en dit wat Gerrit nou met ons gedeel het in die aanbidding, sluit so mooi by mekaar aan. Want as ons dink oor die koninkryk van God, en ons dink aan ons posisie binne die koninkryk, dan het ons 'n behoefte om ons posisie te verdien. Ons het 'n behoefte om die waarde toe te voeg wat die beloftes van die posisie vir ons gee. Maar die posisie gee vir jou, die kantoor, die posisie, die office, nê, as hy het daarvan in Engels het hy nou daar die office gepraat, nê, die posisie gee vir hom sekere voordele. Die posisie maak dat mense hom op 'n sekere manier hanteer. Die posisie maak sekere deure oop. Die oomblik as die posisie weggeneem is die deure toe. Nou die koninkryk van God werk dieselfde. En die skrif waar ons gaan begin vandag is in Markus 1 vers 14 en 15. En ons gaan 3 boodskappe hê. Hierdie is nou die eerste ene van die 3 oor die koninkryk van God. En vandag se boodskap gaan oor die voorafverkondiging en die aankondiging van hierdie koninkryk. Met ander woorde, waar dit begin het en die oorsprong daarvan, en dan gaan ons deur dit praat. So julle moet net geduld met hê, maar dis als regtig belangrik dat ons hierdie onder die knie kry, sodat ons, soos wat Jan gesê het, daai bagasie kan agterlaat. Want as ek nog vashou aan my behoefte om die kantoor te verdien, dan gaan ek dit nooit reg kry. Want as ek die gawes wil verdien wat die Here vir my vrylik wil gee, as gevolg van die posisie wat ek ingeneem het deur sy seun te wees binne in sy koninkryk, dan gaan ek altyd besig wees om iets te verdien wat ek in elk geval nooit kan verdien. En ek gaan myself moeg maak deur te rompslomp met goed wat buite my vermoë is. Maar die posisie wat hy vir my gegee het, geef my toegang tot sy koninkryk. So ek en jy, nê, gaan nou vandag die geloof van 'n mosterdsaadjie hê. Jesus het mos gesê die koninkryk is soos 'n mosterdsaadjie. Nou julle het al 'n mosterdsaadjie gesien, nê. Nou daai wat in die whole-grain mustard is, nê, daai goed sal uitgeswel deur die asyn. Dis nie hoe hulle lyk nie. Hulle is nog kleiner as daai. Okay, so 'n mosterdsaadjie is klein, so jy het nie baie geloof nodig nie. Net genoeg, nê? Net genoeg. So al wat ek en jy nodig het om ons posisie in te neem, is daai klein bietjie geloof. Daai net genoeg. So kom ons begin in Markus 1 vers 14 en 15 en dan ons gaan nogal so baie skrifte lees, so julle ons gaan lekker blaai vandag. Markus 1 vers 14. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En gesê, dit is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En so Jesus het die stelling gemaak, nê? En dis nadat Johannes oorgelewer was,
En hy het gesê, okay, so daar het nou iets gekom, die koninkryk van God het nou tot hande gekom. Met ander woorde, ek en jy wag nie nog vir sy koninkryk, daar is nie nog iets wat moet gebeur nie. Jesus het hier die aankondiging gemaak en gesê, okay, die koninkryk van God is nou. En ons is nou 2000 en hoeveel jaar later, nê? So ons leef vandag, ek en jy leef vandag in daai koninkryk. Nou die res van die skrifte wat ons gaan lees, is die mense, die profete, nê, wat vooraf deur Heilige Gees se openbaring gesê het, maar God se koninkryk gaan kom. So, die Bybel begin nie met 'n volk nie. Die volkstorie is nogals vir ons lekker want ek meen, baie van ons het groot geword as 'n volk, nê? En daar's 'n verbond en ons het hierdie behoefte, nê? God het spesifiek met ons 'n plan as volk, nê? Maar die Bybel het nie daar begin nie, die Bybel het begin by God homself. Hy was koning voor die tyd gewees. So hy het die verbond met homself in die begin gesluit, nê? En dan die eerste een is ons gaan sommer by die begin en ons gaan lees Genesis 1. Genesis 1 vers 1 staan daar. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. So toe God dink aan sy koninkryk, was die eerste stap nie om mens te skape en om daar te laat rondhang en wag nie. Hy het die hemel en die aarde geskaap, nê? Hy het begin met wat ek en jy vandag sien en beleef as fisies. En hy het dit vir ons in plek geplaas. En dan in Psalm 24 vers 1 is die volgende ene. So julle moet my, as julle wil blaai, moet julle my sê, dan gaan ek stadiger. Psalm van Dawid, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die hele wêreld en die wat daarin woon. Met ander woorde, ek behoort aan die Here en jy behoort aan die Here en die Hindu ou in die dorp behoort aan die Here en die moslim man in Mekka behoort aan die Here, en die boeddhis ou in Tibet behoort aan die Here. En daai ou wat ons weet nie wat se geloof hy is nie, nê? En die satanis wat teen ons geloof is, hulle behoort ook aan die Here, nê? Alles wat leef. Almal en alles wat leef is deel van sy geskapene wêreld. Dis deel van sy koninkryk. En wanneer ons praat en ons dink aan God se koninkryk en dan dink ons aan ons posisie binne in sy koninkryk, en dan dink ons, wie van julle kry daai IMT videoetjies op YouTube of sosiale media oor die weer? Nee, en dan praat hulle van hierdie super dit, en dan hierdie dit wat geskuif het, en hierdie dat wat geskuif het, en dan as jy dit klaar gekyk het, dan draai jou maag net so 'n bietjie, nee? Ons almal kyk daai videoetjies, nee? En dan dink jy, okay, maar wat nou? En nou praat ek en Jan voor die tyd, nou sê ek vir hom, is al 11 jaar wat ek op die plaas is, nee? 4 van hierdie 11 seisoene, dis nou die 5de ene, was daar een of haar eksistensiële krisis oor hoekom die volgende seisoen ongelooflik moeilik gewees. Met ander woorde, amper die helfte van die tyd is daar iets wat ons bestaan, nê? Hy gaan verwoes en vernietig. So eintlik al wat dit beteken is dis normaal. En ons kan vas staan in die feit dat God se koninkryk bestaan al van die dag toe hy besluit het, hy gaan hemel en aarde bymekaar roep. En hy het ons saamgeroep om 'n posisie in daai koninkryk op te neem. En dan voel ons moet daai posisie verdien. Maar hy sê vir ons, ek gee dit nie vir jou omdat jy dit verdien nie, ek gee dit vir jou omdat jy my kind is. So as hulle wil iemand aankla van nepotisme, is God heel voorvry. Want hy gee vir sy kinders dit wat hulle nie verdien nie. Die volgende is Psalm 47 vers 7 en 8. Psalm sing tot eer van God. Psalm sing tot eer van die koning. Want God is die koning van die hele aarde.
Psalm sing met onderwysing. God regeer oor die nasies. Hy sit op sy heilige troon. God regeer oor die hele aarde. Hy is koning van die hele aarde. Hy regeer oor al die nasies. Nou, baie gesprekke raak mense angstig, né? Want hierdie ou het dit gesê, en daai mense doen nou dit, en hierdie regering sê dat. Ek het 'n pel wat redelik in die regerende party is, hy sê iets, né? Nou stuur hy vir my boodskappe oor die Amerikaners, né? En nou sê ek, nou wil ek net vir hom sê, maar dis wat God sê. Hy regeer. En as beide ons en hulle voor hom sal buig, en ons kan ons trots vat gaan, dan sal sy wil geskied. Nee. En dan gaan lees jou Bybel, en dan gaan kyk wat gebeur, as iemand wat in 'n slegte posisie is, wat onderdruk word, teruggaan na die Here toe, en hulle vertrou hom vir uitkoms. Gaan kyk wat gebeur, as iemand wat te nagekom het, was of is, nee, vir die Here vra vir uitkoms. Kyk wat gebeur. Kyk hoe definieer God sy koninkryk, teenoor hoe definieer ons God se koninkryk. Want ons kyk na sy koninkryk, en dan sê ons, God kan doen dit wat ek kan, dit wat hy in my, nee, fisies al tot stand gebring het, plus dalk 5 of 10%. Nee, as dit nou regtig goed gaan, dan maak God my so 5% beter. As dit nou regtig fantasties is, dan kan God my nou seker so klein bietjie meer laat uitset gee. Nee. Maar toe die weduwee met die kruike daar gestaan het, nee, toe die profeet vir haar gesê, gaan haal soveel, gaan haal. Hy het nie vir haar gesê hoeveel nie. Hy het vir haar gesê 100 liter, of 200 liter, of 300 liter, of 500 liter, of 1000 liter. Nee. As ek vandag vir jou sê, gaan haal. Net nou, Rebecca het vir ons brownies gebak. Nee. Nou pak ons die brownies daar uit. Nou sê ek vir julle, gaan haal. Want jou ma jou geleer om net een te vat. Nee. Want as jy 2 vat, is jy gulsig. Nee. En dan bety vat 2 en dan hardloop hulle weg en staan hulle daar buite. Nee. Nee. Nou, maar dan weet hulle, dan kom hulle later vir 'n derde een. Nee. Maar ons is geleer as gevolg van hoflikheid om nie dit te vat wat die Here vir ons gegee het nie. God roep ons tot sy koninkryk. Psalm 93 vers 1 en 2. Die Here is koning, hy is met hooglied bekleed. Die Here is bekleed, hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Staan vas, u troon van ouds af, van ewig af is u. God was, en hy is, en hy sal altyd wees. En God het my en jou deel gemaak van sy koninkryk. En nou kan ek aangaan, en ek kan Psalm 103 lees, en Psalm 145 lees, en ek het die lysie daar opgehou, want ek het net gevoel, jy weet, ek meen, ons kan nou 1 uur of 3 spandeer, net om elke keer te lees van God wat regeer, en God wat in beheer is, en God wat gestig het, en God wat gevestig het, en God wat koning is. So God se troon is nie gevestig na die skepping of as gevolg van die skepping. Hy bestaan, sy troon, die koninkryk van God, bestaan vanaf uit ewigheid tot in ewigheid. En wanneer ek en jy dit reduseer tot ons vermoë, dan plaas ons 'n tydstip daar. Die koninkryk van God is nie iets wat hy probeer bou nie. Dis 'n uitdrukking van wie en wat hy is.
So as God sê, kom in my koninkryk in, dan word ons deel van iets wat bestaan vanaf ewigheid tot in ewigheid, en dit kan nie ophou nie. En dit produseer. En ons vrug. So, as ons in ons konteks daarna kyk, dan dink ons aan ons geestelike lewe, en dan dink ons die grootste behoefte aan ons geestelike lewe is dat ek moet beter wees. Wie ervaar hulle geestelike groei so, Ons almal eintlik maar, daar's 'n las om beter te wees, En daar is 'n las om beter te wees, want daar's 'n standaard wat gestel is, So hierdie is nie om te sê, jy het nie 'n verantwoordelikheid om beter te wees nie. Maar as ons dink aan die koninkryk van God, dan moet ons nie dink aan, ek moet beter wees nie, dan ons moet dink aan, ek onderwerp myself aan die posisie wat ek ontvang in hierdie koninkryk. En omdat ek myself onderwerp, nou kan ons dink aan 'n uitvoerende beampte van 'n maatskappy. As ons iemand aanstel as 'n uitvoerende beampte, van 'n maatskappy, en hy verdien 6 nulle en dalk 'n 2 of 'n 3 of 'n 4 wat voor dit staan, of meer. Dan het ons 'n verwagting. Julle sal saamstem, Ons sal nou kyk na daai man of vrou, en dan sal ons sê, okay, wel, ons verwag dat hulle op 'n sekere manier moet praat. En ons verwag dat hulle 'n sekere verrigting moet hê. En ons verwag sekere uitsette vanaf die posisie, wat hulle ingeneem het. Ons het verwag. Nou, dis dieselfde hoe die koninkryk van God werk. Ons neem 'n posisie in, en dan kry ons gelukkig in diensopleiding. Julle hoor. God vat ons, en hy transformeer ons harte, en hy help ons sodat ons die las van die posisie tot stand kan bring, en hy gee ons die genade in die proses, tot waar ons lyk soos wat hy lyk. Maar dit verander nie ons posisie nie. Met ander woorde, jy word nie elke keer gedowngrade as jy 'n foutjie gemaak word. Of jy verloor nie elke keer die salwing as jy nie 100% perform soos wat jy moes nie. Want dis waar sy genade is. Want hy gee vir ons toegang tot sy koninkryk. So ons grootste geveg is om te verstaan dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, ons eie vlees en bloed. Ons geveg is teenoor die gedagtewêreld van, okay, maar ek het hierdie posisie ontvang, en ek onderwerp myself aan sy koninkryk. So die vraag is nie of God regeer nie. Die vraag is regeer hy oor my lewe? Het ek daai posisie ingeneem van hy wat regeer? Nou, ek en jy is geskape, deur God se hand. Die woord sê ons is geskaap in God se beeld en God se gelykenis. In Genesis 1 vers 26 praat hy oor daai deel. Genesis 1:26 sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee oor die hele aarde, en al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. So daai behoefte wat Erik het om te gaan jag, is 'n Genesis 1:26-27 behoefte. Daai behoefte wat ons het om in die grond te krap, is 'n Genesis 1:26 behoefte. Daai behoefte om te heers oor die aarde en 'n stukkie aarde mooi te maak, Jy al gesien in die stad is die mense se tuine so netjies. Alles is perfek, In daai tyd as die tuine so, kom die bakkie met 17 manse aan, en as jy weer sien, is alles in sy plek. Dis 'n Genesis 1:26-27 behoefte. Dis 'n opdrag wat ons van die Here af ontvang het. God het vir ons hierdie opdrag gegee. Psalm 8. So ons gaan nou baie Ou Testament lees, want ons is besig met die voorgang, met die aankondiging. Psalm 8 vers 3. Daar staan, uit die mond
van die kinders en suiglinge het u sterktes gegrondves, om u teestand ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. As ek u hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en het hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Nou, in Psalm 8, wie het al Finding Nemo gekyk? Dan leer hulle mos nou van daai paaie in die see, Nou, die psalmskrywer het nie Finding Nemo gekyk om te weet dat daar 'n pad in die see is, wat die visse gebruik. En hulle het dit ontdek, die moderne wetenskap, toe hulle begin GPS'e op die visse sit, en op die skilpaaie sit. Nou kom hulle agter, maar hierdie ding, en die volgende ene, swem op dieselfde roete, om van een oseaan na die volgende oseaan te gaan. Dis so amazing, Heilige Gees is. God openbaar dit wat verborge is, dit wat weggesteek is aan sy kinders. Hy openbaar sy koninkryk aan ons. So Adam het 'n mandaat ontvang om God se heerskappy oor die aarde uit te brei. Met ander woorde, ek en jy het 'n mandaat. Die kantoor, die posisie wat ons ontvang het, is 'n mandaat van God af. Dis 'n mandaat om 'n posisie in te neem binne in sy koninkryk. Dis 'n verantwoordelikheid, en saam met die verantwoordelikheid kom daar mag. Saam met die verantwoordelikheid kom daar voordeel. Het jy nou al iemand gesien wat jy aanstel, dan sê jy vir hom, hoor hierso, ek gee vir jou al hierdie verantwoordelikheid sonder enige voordeel. Gaan jy nie betaal nie. Jy moet self hier kom en jy moet suffer. Wie wil daai pos adverteer? Niemand gaan aansoek doen nie, So ons dink die koninkryk van God werk so. Suffer in silence, ou boet, want weet jy wat, jou pak is geboek. En vat hom soos 'n man, met 'n smile. Maar dis nie wat die woord vir ons sê nie. So die mens, hier in Psalm 8, sê hy, in vers 5, wat is die mens dat u aan hom moet dink, en die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en u het hom met eer en heerlikheid gekroon. Jy is daai mensekind. Ek is daai mensekind. Verdien ek daai kroon? Verdien jy daai kroon? Hier sê die psalmskrywer, wie is die mens? Wie is die mens dat u met ons, wie is God dat hy met my? Wie is ek dat God met my wil tyd spandeer? As ek dink aan aanbidding, soos wat ons nou in aanbidding, ek weet nie of julle Heilige Gees se teenwoordigheid so sterk ervaar het nie. Wanneer ons in God se teenwoordigheid so ingaan en ons ervaar hom so. Wie is ek dat God my aanraak? Maar tog doen hy dit. Kan dit nie verdien? Kan nie hard genoeg werk daarvoor nie. Ek kan nie genoeg Bybel lees daarvoor nie. Ek kan nie vroeg genoeg opstaan in die oggend daarvoor nie. Ek kan nie genoeg tesisse skryf of lank genoeg teologie swat nie. Inteendeel, ek dink die mense wat meer van daai goeters doen, beweeg verder van hom af. Nie om die werk aan te kla nie, maar dis nie hoe ek toegang tot hom kry nie. Dis nie hoe ek nader aan hom beweeg nie. So ons as mens moet God se karakter en God se heerlikheid op aarde weerspieël. Ons as mens het as gevolg van die sondeval en rebellie teenoor God opgetree.
En hoe lyk daai rebellie? Daai rebellie lyk so, nê? God sê, hier's 'n posisie vir jou wat ek weet jy nie verdien nie, maar ek gee dit vir jou. En ons sê vir die Here, ag nee, ek slip op my. Dis hoe sonde lyk. Dis hoe God na sonde kyk. Want hy het geweet ons verdien dit nie van die begin af. Hy het geweet ons het nie die vermoë om sy krag uit te leef sonder hom nie, van die begin af. Maar dan sê hy, maar kom neem die posisie in. So sonde is 'n onafhanklikheid of 'n behoefte tot onafhanklikheid van God se regering, van God se koninkryk. Romeine 5 vers 8 staan daar. Maar God het bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. God het sy liefde bewys deur te betaal voordat jy dit verdien. Hy het gewys hy is lief vir jou, want hy het die rekening betaal voordat jy geregtig was. Hy het nie gewag totdat jy reg is en dan die rekening. Hy het nie gewag totdat jy alles in plek het voor hy jou seën met sy teenwoordigheid, met sy liefde, met sy genade, met sy gees, met sy oorvloed. En ons kan maklik hierdie met vleeslikheid verwar, nê. Maar die oomblik as ek besef dat God se teenwoordigheid en God se koninkryk is van die begin af tot in ewigheid. En al wat ek moet doen is my posisie in dit opneem. En dan kan ek begin doen dit wat hy my gevra het om te doen, tot die beste van my vermoë, in afhanklikheid van hom, en sy wil sal geskied. Want ek kan rus in hom. Ek kan rus in hom, want hy is 'n goeie pa. Ek kan rus in hom, want hy sorg vir my. Ek kan rus in hom, nie omdat ek nie omdat ek 'n volstrysmentaliteit het, maar omdat ek weet wie is die God bo alle gode. Ek weet wie se koninkryk bestaan vir ewig. So toe Adam geval het, het die mensdom het ons verloor en ons het ons posisie van onskuld verloor. Nee. En die aarde het onder daai koninkryk se invloed gekom. Adam het basies die sleutels oorgegee vir die vyand en hy het hom gesê, okay, doen jy nou, ons doen dit nou op jou manier. So dis ons geveg. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ons geveg is tussen hierdie twee koninkryke. En dis nie dat die koninkryk van die vyand enige mag oor ons het nie. Dis dat ons die mag vir hom gee. So die profete het na die komende koninkryk gesien en ek het 14 skrifte hier uitgelis. Ek gaan nie 3 of 4 lees nie. So die hele Ou Testament, nê, is in afwagting vir hierdie koninkryk wat kom. Daai eerste stuk wat ons gelees het in Markus, nê, die hele skrif is in afwagting vir hierdie. Alles wat God gedoen het was in afwagting vir Jesus wat gekom het. Die eerste een is in Genesis 49 vers 10. Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Nog die veldheerstaf tussen sy voete, sodat tot Silo kom en aan hom sy volke gehoorsaam wees. Nou, dis die 83 vertaling, maar so dit klink 'n bietjie hoog, nê, maar die scepter sal van Juda nie afwyk nie. Nog die veldheerstaf tussen sy voete totdat Silo kom, totdat vrede kom. Totdat aan hom die volke gehoorsaam is. So totdat die volke, nê, gehoorsaam is. Totdat almal luister, nê, gaan die heerskappy van die Here nie verander nie. Totdat almal gehoor het. Nou dit klink soos ander skrifte wat ons al gelees het, nê. Almal moet hoor en almal moet sien. Wanneer Jesus op die wolke kom, gaan almal sien dat hy op die wolk kom. Jy gaan nie wonder nie. Jy gaan nie wonder of die wederkoms is nie, hoor. Jy gaan dit nie mis nie. Ek kan jou 100% beloof. As jy geslaap het, gaan jy wakker word, nê?
En as jy wakker geslaap het, gaan jy verseker wakker wees, nê? Jy gaan weet dat jy weet. As Jesus op die wolke kom, nê, en daai slag gaan hier oor die aarde. As jy kan dink dat 'n klip val uit die hemelruim uit, nê, en maak genoeg stof dat die hele aarde met stof bedek kan wees. Dis net 'n klippie wat geval het. Nê? Wat gaan gebeur as God op ons neersak? 2 Samuel 7 vers 12 tot 16. As jou dae vol is en jy met jou vaderskap ontslaap het, ek sal jou nakome wat uit jou liggaam sal voorkom sal optree en na sy koningskap bevestig. Hy sal vir my 'n naam, 'n huis bou en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir my vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Sodat as hy verkeerd handel, ek hom sal straf met die menslike roede en met slaaf van die mensekind. Maar my goedertierenheid sal van hom nie wyk nie, soos ek dit onttrek het van Saul af, en ook weer voor jou aangesig verwyder het. Hier is die belofte wat God gemaak het teenoor Dawid. Daai koninkryk wat God vestig, nê? En ek kan nou deurgaan en ek kan vir jou Psalm 2 lees en ek kan vir jou Jesaja 9:6 lees en ek kan vir jou Jesaja 11:1 lees en ek kan vir jou Jesaja 52:7 lees en Daniël 2:44 en Daniël 7:13 en so kan ek vir julle skrif na skrif na skrif lees, nê? Waar God se koninkryk uitgespreek word in 'n profetiese rede. En hy sê, ek regeer. Ek is in beheer. Ek het autoriteit, ek het mag. En dan dink ons nog, ons gaan dit nie maak. Want al wanneer ons dit nie gaan maak nie, is wanneer ons in die verkeerde koninkryk wandel. Al wanneer ons dit nie gemaak nie, is wanneer ons uit ons vlees leef en nie uit ons gees uit. Oor jou vlees het ek kan geen beloftes maak van jou vlees. Ek kan geen beloftes maak oor dit wat jy uit jou vlees uit tot stand gebring het. Of dit wat jy uit jou vlees uit, begeer het van ander mense af, en gevat het met geweld. Maar wat ek kan beloof is dit wat die Here vir jou het. Dit wat hy tot stand gebring het, kan geen mens van jou wegvat. Dit wat God oor jou gespreek het, van die begin van tyd af, kan geen mens van jou verwyder. So elke profeet het hier gekyk dag na dag, wanneer sal God finaal ingryp? Wanneer gaan God se koninkryk kom? Wanneer sou die Messias kom, as koning, as regter, as verlosser, as heerser van die nasies, nê? Wanneer gaan hierdie tot stand kom? En Jesus kom toe en hy kondig hierdie koninkryk aan, nê? In Markus 1:15, in Matteus 4:17 en Lukas 4:33, Jesus se primêre boodskap, die begin van sy boodskap, nê, was nie dat ek en jy gaan hemel toe gaan. As jy na party ons luister, dan is dit soos dis die enigste boodskap, nê, ons moet net ons ticket kry om hemel toe te gaan. As ek nou my ticket het, dan kan ek nou maar doen wat ek wil. En dis nie wat Jesus vir ons gesê het nie. Hy het vir ons gesê, hoor hierso, hier's 'n nuwe koninkryk, en ek wil hê jy moet deelneem aan hierdie koninkryk. So die evangelie, die goeie nuus wat vir ons aangekondig het, nê, is dat ek en jy vorm nou deel van hierdie koninkryk. Lukas 4:18 tot 21, kom ons lees dit gou. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan die blindes te herstel van gesig, en om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om 'n algemene jaar van die Here aan te kondig. God het hom gestuur. En hierdie, nê, koninkryk wat Lukas hiervan praat, nê, nou Lukas was mos 'n dokter. So 'n hart wat stikkend is, nê, en iemand wat blind is en iemand wat gebrek het, was vir hom belangrik, nê.
So sy perspektief. God het gekom om selfs uit Lukas se perspektief uit, die koninkryk tot stand te bring. Lukas het gesien dat God hom geskaap het. Dat God vir hom deel gemaak het van hierdie koninkryk. Die skrywer van Lukas. Sien jy dat God jou geskaap het en dat God jou deel gemaak het van hierdie koninkryk? En dat die gawe wat hy vir jou gegee het, moet iets tot stand bring op hierdie aarde. 'n Gedeelte van sy koninkryk. Iets wat lewend is. So Jesus verklaar hier, dat die profesie wat Jesaja gebring het, voor hulle oë vervul word. En dat die wagtyd verby is. En dat die koninkryk het reeds aangebreek. So wanneer ons onsself bekeer, hoe bekeer jy jouself? Jy glo met jou mond, jy bly met jou mond, en jy glo met jou hart. So jy bly met jou mond, jy sê, ek glo dat Jesus Christus vir my gesterf het aan die kruis, my vergeef het van al my sonde. En dan kan jy nou daai hele belydenis afsê, en sê, dis wat ek glo. Maar dit help nie dat jy sê dit nie, jy moet dit glo. So dis hoe ek 'n gelowige word, dis hoe ek toegang tot die koninkryk kry. Matteus 4:17, Johannes 3, vers 3 tot 5 en Handelinge 2:28. En die eerste reaksie op kennis tot die koninkryk is bekering. Met ander woorde, die oomblik wanneer die Heilige Gees vir jou wys, hier's 'n ander koninkryk, is die mense natuurlike reaksie en sê, okay, maar ek bekeer, ek glo. So jou eerste reaksie tot toegang tot bewusmaking van die koninkryk is bekering. Maar na bekering vra die koninkryk van jou 'n nuwe lojaliteit, 'n nuwe burgerskap, en erkenning dat God koning is. So die evangelie vra nie net van ons bloot geloof nie. Daai mosterdsaadjie wat ons gepraat het van in die begin. Dis die begin. Maar dan wat hy vir ons vra is die oorgawe, die bereidwilligheid om daai mosterdsaadjie in die grond te druk, sodat hy kan sterf en groei en vrug dra. Dis wat die Here van ons vra. So die koninkryk van God was sy plan van die begin af, En die profete het dit voorspel en Jesus het gekom as die beloofde koning in 'n vorm wat hulle nie verwag het of gehoop het of gedink het. En as jy bely het met jou mond en jy glo met jou hart, is jou posisie in die koninkryk vas. As jy aanhou glo en jy hou aan bely, is jou posisie vas. Jy hoef nie te wonder daaroor nie. Maar wat ek vir jou wil sê is, is dat ons posisie het regte en voorregte, maar ook verantwoordelikhede. En hoe ek my posisie in die koninkryk moet sien, ek moet myself sien as 'n nuwe aanstelling. As ek vandag vir jou 'n nuwe job gegee het, gaan jy mos jou bes doen. Jy gaan mos jou bes doen om vir my te wys, jy's bekwam. En jy let op tot detail. En jy verstaan wat jy doen. En jy gaan betyds wees. Dit vroeg is betyds, En jy gaan aandag gee in jou werk. En jy doen dit nie omdat jy onseker is oor jou posisie nie. Jy doen dit omdat jy dankbaar is oor die posisie wat jy ontvang het. So jy doen dit nie omdat die Here heeltyd vir jou sê, jy maak dit nie, jy maak dit nie, jy maak dit nie. Jy doen dit omdat die Here vir jou gesê het, ou boet, welkom. Jesus, ek so bly jy's deel. So kom sluit die oë. Dankie Heilige Gees dat ons in U teenwoordigheid die dag kan begin.
Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid kan inbeweeg, Here, en die stem so duidelik kan hoor. Here, dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees en weet dat U is die een wat met ons praat en U is die een wat die koninkryk van God aan ons openbaar. Ek seën julle met die vervulling en die openbaring van God se koninkryk. Ek seën julle met die vermoë om die plek in te neem as seuns en dogters van die ewige koning. Ek seën julle in julle wandel en dat waar julle loop, dat julle in gesag sal wandel. Nie in julle eie gesag nie, maar in sy gesag. Ek seën julle met die vermoë om uit sy geregtigheid gelei te word deur die krag van die Heilige Gees. Ek seën julle met die vermoë om sy karakter te weerspieël in die werke wat hy vir jou hande gee om te doen, sodat sy koninkryk in jou omgewing geopenbaar kan word. Mag die Here julle seën en julle bewaar en julle gebruik om sy koninkryk uit te brei. In Jesus naam. Amen.